Wat dink julle sou die beste raad wees wat Jesus vir disippels en dan ook vir ons vandag duisende jare later gee? Wat sou die beste raad wees wat hy sou kon gee? In 'n paar woorde. Bly in my. Dis nogal. Wat nog? Wat sou Jesus vir sy disippels gesê het daai tyd wat soveel waarde vir jou en my ook het vandag? Liefde. Oké, kom ons lees dit. Staan in Lukas 21. Laaste gedeelte nou van Lukas 21. Maak klaar met Lukas. Dan gaan ons prediker aan volgens ons. Vers 34, maar pas op julle self, dat julle harte nie miskien beswaar sou word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. Sou dit nie die beste raad wees nie? Pas jouself op dat jou hart nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. Ai. En die dag jou nie skielik oorval nie, want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan. En hy was oordag in die tempel besig om te leer, en snags het hy uitgegaan en vernag op die berg wat die Olyfberg genoem word. En die hele volk het vroeg in die môre na hom in die tempel gekom en na hom te luister. Kom ons bid net weer. Here Jesus, waarlik sou hierdie woorde echel tot in die toekoms, soos wat ons vandag hier in 2025 is, en selfs ook verder totdat U sou kom om ons te kom haal. Ons leef in tye wat onseker is vir baie mense. Ons leef in onsekerheid en mense raak opgeslurp daardeur. En dit kry mense onder. Maar ons wil nie dat ons slagoffer word daarvan nie. Maar dat ons in oorwinning sal uitstap met die wete dat U het beloof en U sal dit ook doen. Kom verheerlik U self vanmôre hier by ons, terwyl ons 'n oombliekie om U woord sit. En ons dank U daarvoor. Amen. Nou ja, ons leef in 'n wêreld waar mense oorgefokus is op die eindtyd en glad nie daaraan dink. Geen aandag daaraan gee dat daar 'n einde op pad is nie. En jy het al heel waarskynlik raak gesien in ons tyd vandag. Oorgefokus op die eindtyd. So heavenly minded that we are earthly no good. En glad nie daaraan dink nie. Lewe asof daar geen einde gaan wees en geen gevolge gaan wees van hulle dade aksies. Dis die twee pole wat ons mee te doen het vandag in ons leef in daai wêreld. Maar Jesus eindig sy profetiese toespraak hier in Lukas 21 met nie net met spekulasie nie, maar met 'n sekerheid, 'n oproep tot geestelike dissipline en disippelskap. Maar dis waar die woord disippelskap eintlik vandaan kom, is dissipline. Dis 'n leergierigheid om meer vir hom te wees. En ook 'n verantwoordelikheid teenoor jou eie siel. Mense moet verantwoordelikheid neem vir hulle eie lewens, nommer 1, voordat jy kan begin verantwoordelikheid neem vir mense om jou. Want as jou eie lewe uit mekaar uitval, wat deel jy met ander? Jy kan nie gee wat jy nie het nie. So jy moet jouself kyk in eerste plek geestelik, dat jy goed versorg is geestelik, en standvastig in die Here Jesus is, voordat jy regtig kan begin lewe. So pas jouself op, is Jesus 'n
aan hierdie disippels wat ons van hierso sien. Moenie kyk na tekens nie. Ons kyk so maklik en weet, ja, hierdie is Daniël, dis voorspel gaan gebeur. Ons kyk na die tekens. Moenie kyk na mense nie. Ons luister so graag wat mense sê. Pas op vir jouself. Kyk na jou eie geestelike welstand. Disipel jouself eerste. Kyk dat jou lewe self reg is met jou. Wanneer die wêreld donker raak, moet jou ligte helder skyn. Wanneer die wêreld wakker skrik, moet jy alreeds wakker wees. Wanneer die wêreld skud, moet jy alreeds vas staan in die Here Jesus. En nie verras word met al die goede wat gebeur in ons wêreld nie. Dat niks ons onverhoeds sal betrap nie, dat ons sal weet, ons is gereed. Jesus, jy kan maar kom, ek is gereed, terwyl ons onsself oppas in ons allerheiligste geloof. 3 dinge waar Jesus sy disippels leer in hierdie gedeelte. 3 waarhede. Die eerste ding is, bewaar jou hart. Nommer 1. Die tweede ding is, bid voortdurend. En die derde ding is, bly naby aan hom, soos dit hiervan nou gesê. Dis die 3 diep waarhede. Hy sê, pas jouself op, dat jy jou hart nie beswaar word nie. Pas jouself op, want jy gaan beswaard raak. Jy gaan genis. As jy so weet, waarvan, sommige as nog nie 'n idee dat ons oor wat praat nie, maar moenie genis nie. Beswaard raak nie. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Bewaar jou hart. Moenie beswaard raak nie. Hy begin nie met goed wat jy moet doen nie. Hy begin met bewaar jou hart. Dis 'n stil sit aksie. Waar jy stil is in die Here se teenwoordigheid en sê, Here, maak dit rustig hier binne. Maak dit net rustig. Ek is nou ontsteld, ek is onrustig, ek is beswaard, maar Here, maak dit net rustig hier binne. Dit begin by jou. Daar gaan nie een of ander liggies uit die hemel uitkom, of daar gaan net 'n rustigheid in jou eie gemoed moet kom, wanneer jy in sy teenwoordigheid sit en raak rustig. Bewaar jou hart, meer as enigiets wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Jy kan nie regtig gaan lewe as jou hart ontsteld is en onrustig is. Jy weet my sover. Ja, nee. Dan moet ons net 'n tydjie neem. Dan wil jy so sit. Here, maak met my hart rustig. Maak met my hart rustig. Maak my rustig. Want as jy nie nou rustig is, dan gaan jy die res van vanmôre se diens nie verstaan nie. Gaan nie meer insink. Here, maak my net rustig. Bewaar jou hart meer as enigiets wat bewaar moet. Sien maar, die hart ontvang is dan lewe. Wat die hart dan gaan spreek, gaan lewe wees. Want wat die hart van vol is, gaan die mond van oorloop. Want as jou hart vol bedrieglikheid is, zwaarmoedigheid is, dis dit wat uitkom. En is dit nie so nie? Toets jouself. Maak hom vol met God se vrede, blydskap. Daar's 3 goed wat die hart swaar maak, het Jesus vir ons gesê ook hierso. Swelgery is die ene wat hy van praat hierso. Wat se snaakse woord is dit? Nou uitjies hulle vir my gesê, oupa, wat se woord is daai? Swelgery is 'n oormatige gefokus op plesier en gemak en vermaak en selfbevrediging. Dis nie 'n goeie ding nie. 'n lewe wat soveel op die liggaam en op self gefokus is. Die uiterlike en nie op die siel nie. Bewaar jou hart teen swelgery, met ander woorde uiterlike plesier. Baie mense verstik hulle self in plesier om daai innerlike seer dood te druk. Jy's iets seer hier binne. Jy's iets nie lekker hier binne nie. En daarom gaan hulle nou maar en gaan losbandig en raak wild en woes om hierdie seer hier binne te probeer. Môreoggend as jy wakker word, sy man nog steeds daar. Hy het nie weggegaan nie. Want jy het nie daarmee gedeel nie. Jy het hom probeer onderdruk. Jy het 'n pleistertjie probeer opplak en gehoop het gaan weg. Môreoggend sy nog steeds daar. Pas op vir jouself. Dat swelgery jou nie gaan insluk nie.
Dis 'n leefstyl wat baie mense het, dis hulle lewe so, vermaak sonder balans. Dat is nie fout met vermaak nie. Ons kan myself lekker geniet met 'n koppie koffie hier, skuit, broodjie, ons gaan nie daarmee. Maar wanneer jou vermaak sonder balans is, kan dit gevaarlik raak. Plesier sonder selfbeheersing. Wanneer die selfbeheersing toegepas word, kan dit aan uitdruk. Materialisme sonder dankbaarheid. Dit is maar snel gereik, die woord wat dit beteken. Materialisme sonder dankbaarheid. Pas op daarvoor sê ek. Pas op hiervoor. Die derde ding wat ek teen is dronkenskap. Dronkenskap is nie noodwendig 'n oorgebruik van alkohol nie, maar enigiets wat jou sinne verblind. Wat jou dof maak. Wat veroorsaak dat jy ek wil nie meer met hierdie goede te deel nie, ek gaan nou maar iets neem daarvoor. En jy onderdruk daai simptoom. Jy vlug daarvoor na weg. Jy deel nie daarmee nie. Verdoof maar die pyn vir 'n oombliekie. Dis digitale verslawing ook. Ons sit met my foon is hier. Ons sit met hom. En ek verslaaf my hieraan om my af te sny van ander goede wat my pla. Ons sit op hierdie dingetjie, op hierdie elektroniese stukkie toerusting. Emosionele ontvlugting. Wil dit onttrek van mense, ek wil nie mense sien nie. Dat is tye wat jy dit nodig het. Maar as jy dit 'n gewoonte maak, ek wil net mense sien nie, jy ontvlug nie. Dis nie goed nie, dis nie gebalanseerd. En dan wat Jesus ons nie waarsku. En dan sorge van die lewe. Dis die derde ding wat ons nie waarsku. Lukas 8, waar hy die saaier vir ons verduidelik. Wanneer die saad vaai op 'n sekere plek, hy sê, wanneer die saad in die dorings geval het, as die wat het gehoor het, hulle gaan weg en word versterk deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen vrugte nie. Sien, maar die sorge van die lewe dooddruk wat God probeer doen in jou lewe. Jy laat toe dat sorge jou onderdruk. Dis jy wat dit toelaat. Dit is altyd die grootste gevaar nie, maar die probleem is dit steel jou vrede. Steel absoluut jou vrede. Jesus sê vir ons in Matteus 11, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Neem my juk, met ander woorde, neem my leringe op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag, en my las is lig. Jesus se leringe is sag. Dit wat ons gesien het in die afgelope tyd, wat Jesus ons leer, dit is ons toe, vir ons lewensstaat, wat ons moet uitleef. Sien, 'n wag word nie oorrompel, omdat hy wakker is nie. 'n wag word oorrompel, wanneer hy nie waaksaam is nie. En daarom moet ek en jy waaksaam wees. Dis ook Jesus se waarskuwing. Baie Christene verloor hulle geestelike krag, nie deur groot sondes nie, maar geestelike onverskilligheid. Waaksaamheid het slap gelê. Waak nie meer nie. Die tweede ding wat vir Jesus vir ons gee in die opdrag, bewaak jou hart. En die tweede ding is bid voortdurend. Bid altyd deur. Waak en bid altyd deur. Sê vir ons, waaksaamheid sonder gebed word vrees. Vrees oorval jou wanneer jy nie waaksaam bid nie. Dis so. Gebed sonder waaksaamheid word passief. Jy is passief en jy beteken niks vir God se koninkryk nie. Waak en bid. 1 Tessalonisense 5. Wees altyd deur bly. Bid sonder ophou. En ek weet mense sê vir my, dis onmoontlik. Bid sonder ophou. Weet jy kan in 'n gesindheid van gebed deur jou dag gaan. Al is jy hoe besig, kan jy gedurig met die Here gesels. Stuur 'n bietjie op, gesels met hom. In jou onsekerheid van jou werk, in jou onsekerheid met mense, in jou onsekerheid wat jy ook al moet doen. Gesels met hom, bid altyd deur, gesels met hom. Ja, wat gaan dit help? Probeer dit. Maar die feit dat jy vra, wat gaan dit help, het jy sê maar jy het dit nog nooit probeer nie. Hallo. Bid
altyd deur. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dis die wil van Christus oor julle. Blus die gees nie uit nie, verwag nie ag die profesie nie, beproef alle dinge en behou die goeie. Baie mense beproef en behou nooit die goeie. Hou net beproef. Ja, maar jy is hierdie probleem, nie daai probleem, nie. Hou die goeie. Onthou julle, of weerhou julle van alle vorme van kwaad. En mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus. Paulus het dit geskryf, hy het dit ervaar, en dis die waarskuwing wat hy vir jou en my gee vandag. In ons tyd wat ons lewe. Gebedslewe hou jou hart wakker. Maak jou waaksaam op goede wat om jou gebeur in die wêreld. Om nie ingeslip te word daardeur nie, maar dit hou jou wakker, hou jou waaksaam. Gebed bring jou in lyn met God se wil. Ons wil graag die Here se wil doen. Is dit nie so nie? In 'n gebedslewe bring dit jou in lyn met God se wil. En hy gaan vir jou duidelik maak wat is die stappe vorentoe? Wat jy te doen staan. Gebed breek bekommernisse se greep. Kwel julle nie, het hy soveel keer daar in die wegpredikasie gesê. Kwel julle nie. En dis wat ons so maklik doen. Ons kan trofee skryf vir kwelling. Gebed is so daardie 5 meisies wat olie gehad het en 5 meisies wat nie olie gehad het nie met die bruidegom se koms. Hulle het olie gehad, maar hulle het in slaap geraak en nie gesorg dat daar genoeg olie is nie. En toe die bruidegom kom, sê, oeps, ons moet nie slaap. Want hulle was nie waaksaam gewees nie. Nie seker maar daar is genoeg olie nie. En goed, ek praat van gebedslewe. As jou gebedslewe in plek is en jy gesels gedurig met die Here, gaan daar waaksaamheid wees en jy gaan wakker wees en jy gaan weet hoe om goed is te verstaan en te verwerk in die lewe. En dat jy nie onverhoeds val nie. Sodat jy waardig mag geag word om te ontvlug. Uit te kom met die gebed. Dit beteken nie dat jy saligheid koop nie, dit beteken dat jy is net meer waaksaam. Dit beteken dat jy is meer in kontak met die Here Jesus. Dit beteken net meer, jy weet meer, jy hoor meer, jy verstaan meer. Bid voortdurend, sonder ophou. En dan die derde wat hy vir ons sê, bly naby aan hom. Vers 37, 38. Lukas eindig vir ons hierdie gedeelte eintlik met 'n baie mooi voorbeeld van Jesus. Wat hy vir jou en my stel. In die dag het hy in die tempel geleer. En in die nag het hy Olyfberg toe gegaan om te gaan bid. In die dag was hy betrokke geweest aan mense se lewens wat hy gedoen het, wat die Here hom geroep het voor. En in die nag het hy met God gespandeer, met sy Vader gespandeer. Sodat hy gereed kan wees en waaksaam kan wees vir die volgende dag. Dit sê nie jy moet die hele nag bid nie. Maar weet jy wat? As jy in 'n gewoonte kom om met die Here te gesels en jy weet daar's 'n intieme verhouding, daar's kontak. Dan hoef jy nie afspraak te maak en sê jy ek wil nou vanaand 10 uur met ek moet gesels. Gesels met hom. En so kontak met hom. En dan verstaan jy nie wat om jou aangaan nie, en dan maak niks vir jou sin nie. Kan jy nog steeds in vrede net deur die dag gaan sê, Here Jesus, ek verstaan nie, ek weet nie hoekom nie, ek weet nie hoekom hierdie ding ons pad gekruis het nie, ek verstaan dit nie. Maar Here, dankie, U is in beheer. U is in beheer. Dis nie dat ons roekeloos is nie, dis net, Here, U is in beheer. En dis die moeilikste ding vir ons vandag in 'n moderne eerste wêreld om te kan sê, joh, Here, U is in beheer. Want ons wil soek ons kutsoplossings. Dit moet gebeur. En dis waar geloof gebou word, wanneer ek die Here vertrou vir goede. En jy vertrou hom nou vir iets. En nie lank nie, en hy antwoord daai gebed. Dan vertrou jy hom weer vir iets, en dan is dit so 'n bietjie langer wat jy moet wag, voordat daai gebed beantwoord word. En hoe langer jy met hom op pad stap, hoe langer word die geloofslesse wat jy moet leer. Sommige van hulle is baie lank. Sommige, jy voel maar, Here, jy gebied, die Here hoor niks nie. Hy hoor my nie, hy hoor vir my hoor. Die hemel is toe, die hemel is soos brons hier bo kan my, ek verstaan niks, ek hoor niks nie. Dis 'n geloofsles waar jy nou in is.
En jy gaan nou rukkie moet stap met hierdie pad, voordat jy verseker gaan weet, dis wat ek wil hê. Hy wil ek wag. Ek moet net wag. Jy moet rustig wees. Jy moet ontspan. Bewaar maar. Sit in 'n oomblik, Here Jesus. Bewaar my hart. Ek wil nie toelaat dat ek nou hierso beval word deur vrees en onsekerheid. Bewaar net na. Kom naby aan hom. Wees net naby aan hom. Gesels met hom. Ek en jy kan nie bekostig eintlik om sonder God se woord te gaan. Ek en jy kan nie bekostig om sonder hom te gaan nie. En Jesus het ons dit baie duidelik gesê oor homself in sy woord. Sonder my kan julle niks doen nie. En dit is so. Ons het hom nodig. Ons het hom nodig. Elke dag van ons lewens. Vandag was hy in die tempel, en het geleer en het onderrig. En die mense het hom toe gestroom. Dat beteken, dan gaan jy daar by jou huis sit, en jy gaan met hom gesels. Tyd spandeer met hom. En sy het nodig. En vanavond gaan jy met hom gesels. Plek van stilte, plek van rus. Wat doen die volk? Vroeg in die môre het hulle kom om na toe kom luister. Ek en jy vroeg in die môre, wanneer ook al, kom nou, luister om, Here, wat nie vir my sê vandag? Wat nie vir my dag vir my sê? Ek het 'n dosent gehad wat op Bybelkollege altyd vir ons gesê het, as hy die oggend wakker word, en hy staan daar voor die spieël, en hy kam sy haar en hy borstel sy tande, dan sê hy vir homself daar in die spieël, Wally, you and Jesus are going to give the devil a hard time today. You and Jesus are going to give the devil a hard time today. En om so voorbereid die dag, ek weet nie, jy kan jou eie stil begin. Maar om voorbereid die dag aan te gaan, om te weet, hy is by my, hy is met my, hy is in my, hy is vir my. Hy is nie wat teen jou. Ja, die Here is kwaad vir my, nie, hy is nie kwaad vir jou. Jy misverstaan. Jy misverstaan sy plan. Bewaar jou hart, bly naby aan hom. Bly naby aan hom. Sy woord hou jou wakker en waaksaam. Sy woord hou jou nederig. Nie arrogant nie. Soms is ons met arrogansie dink is geloof. Nee, dis nie geloof. Dis arrogansie. Dis 'n groot verskil. Geloof is in God te vertrou, ongeag van wat gebeur. Absoluut nie om te vertrou. Op hom gefokus. En dit maak jou waaksaam vir die gevare om jou. In die myne het hulle vroeër jare het hulle kanaries in 'n hok saamgevat in die myne. As die kanarie ophou sing, dan weet hulle giftige gas hulle uit. Maar baie keer sien ons nie dat ons hoor, die kanarie sing nie meer nie. O ja, seker maar dood. Kom aan. Ons luister nie na die waarskuwingstekens nie. Ons gaan maar aan. Ons moet ervoor. Ons luister nie na die waarskuwings. Soms sal die Heilige Gees jou waarsku. Jy is nou op 'n baie gevaarlike plek. Jy doen nou wat jy nie van jouself is om te doen. Jy begewe jou in goede waar jy moet wegbly van. Maar ons luister nie. En dan kom die moeilikheid. Here, wat het nou hier gebeur? Dan kry jy nou die skuld. Maar jy het nie na die waarskuwings geluister. Maar jy was nie naby aan hom nie. Jy het nie geluister nie. Ek praat met myself. Waak, bid, bly naby Jesus. Dit was sy woorde, dit is nog steeds sy woorde vir ons vandag. En wanneer die Seun van die mens kom, sal jy staan. Nie in jou eie krag nie, maar in sy genade. As jy weet, Here, U het my gedra tot hiertoe. Dis nie ek wat so oulik is nie. U het my gedra tot hierso toe. 1 Tessalonisense 4, ek weet dit met jou. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die klank van 'n pasuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Gaan nie oor die wederkoms praat nie. Luister net wat hy sê. Daarna sal ons in die lewe oorbly saam met hulle die wolke weggevoer word en die Here tegemoet gaan in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Ons is nie so eintlik gefokus dat ons earthly nou good is nie. Maar ons is bewus daarvan, Jesus kom weer. En ons moet gereed wees daarvoor. Maar in die tussentyd gaan die lewe aan.
In die tussentyd moet daar brood op die tafel wees. Moet daar petrol in jou karretjie wees. En my kleertjies in my lyf wees. En ons weer die lewe gaan aan. Maar jy is waaksaam. En jy oors op hom. En jy lewe saam met hom. En jy bid gedurig deur. Jy gesels met hom. En jy tyd met hom. En ons bemoedig mekaar met hierdie woorde. Hey ouens, Jesus kom weer. En ons moet gereed wees vir daai dag. Maar as jy die gevaar is, die gelykenisse wat Jesus vir ons vertel, verskeie gelykenisse, dat hy gee sy grond uit vir iemand om die gronde te bewerk en in die landerye te bewerk. En dan sê hulle maar, hoor hierso, ons baas kom nie terug nie. En dan begin hulle die werke slaan, en dan begin drink, en hulle begin woeste kere gaan. Want die baas kom nie terug nie. En Jesus vertel vir ons gelykenisse. En hy gaan kom op 'n dag en 'n uur wat hulle dit nie besef. En dan gaan ek om rekenskap wys. So Jesus waarsku vir ons. Moenie dink dat hy gaan nie meer kom nie. Moenie dink hy sê, ag nee, wat hy is nou 2000 jaar later, hy nog steeds nie kom nie. Hy gaan nog 'n 2000. Nee. Tekens is aan die muur. Tekens is daar. Sy koms is nog nader wat ooit was. Ons gaan nie ophou lewe nie. Ons gaan nie ophou lewe nie. Ons bewaar ons hart. Ons bid voortdurend. En ons bly naby aan Jesus. Bly naby aan hom. In ons gesprek, in ons lewe, en ons alles wat ons doen. Ons het hom nodig. Ons kan nie sonder hom. Bewaar jou hart. Bewaar jou hart. Bid altyd weer. En bly naby Jesus. En so vir ons vanmôre, Here Jesus, dat U vir ons help daarmee. Ons leef regtig in tye waar mense moedeloos raak. Waar mense amper dink dat U gee nie om nie. En dis nie waar nie. Ons misverstaan U plan en U doel net in die meeste van die geleenthede. En daarom bid ons vanmôre, Here, soos wat ons naby aan U stap, wil ons die wil van die Vader duidelik en baie duidelik verstaan en lees. En ons lewens in lyn kry daarmee. Dankie Jesus.